Op die 28ste Februarie en die 1ste Maart het talle belanghebbendes uit die privaat sektor, burgerregte groepe, georganiseerde landbou en verteenwoordigers van 8 provinsies in Gauteng 'n amptelike gesamentlike portefeuljekomitee vergadering bygewoon. Die doel daarvan was om 'n oorsigrol te vervul vir die nasionale plan om back and closure in die land aan te pak. Vandag in Frontnuus gesels ons nie weer oor back and closure nie, maar eerder oor die prosesse wat tot politieke partye se beskikking is om probleme, waarvan back and closure maar een is, op te los. Jaco Mulder, wat ook die leier van die VF+ in Gauteng is, het as voorsitter opgetree tydens die geleentheid, hoewel dit nie onder die party se vaandel aangebied is nie. Jaco, is dit reg as ek sê hierdie vorm deel van die politieke oorsigrol wat partye in wetgewers in die parlement en plaaslike regering vervul, ongeag die grootte van die partye of die aantal verteenwoordigers wat hulle het? Jaco, baie dankie weer vir die gesels. Ja, dit is inderdaad so dat die rol van oorsig, politieke oorsig, word geweldig onderskat in Suid-Afrika. Ek dink min mense weet werklik waar hoe dit werk. En as ek dit so kortliks kan verduidelik, daar is 'n uitvoerende gesag wat die minister dan nou op nasionale vlak of 'n LER op provinsiale vlak of 'n burgemeesterskomitee lid op plaaslike vlak is saam met sy departement. In hierdie geval dan nou die departement landbou. En wat 'n oorsig portefeuljekomitee se rol en mandaat is in gevolge wetgewing is om 'n toesig te hou en hierdie uitvoerende gesag verantwoordbaar te hou. En in hierdie geval het dan aan die huis gegaan oor die uitrol van back and closure op nasionale vlak en in elkeen van die provinsies in die land. Hoe kragtig is hierdie politieke oorsigrol wat julle dan nou vervul? Nou, soos ek reeds genoem het, is 'n mandaat ingevolge wetgewing. Hierdie uitvoerende gesag, die departement met die uitvoerende politieke hoof, rapporteer aan so 'n portefeuljekomitee. En wat ons gedoen het is, ek het hier op die 9de Januarie toe ek besef dat ons het so 'n back and closure besprekingsgroep ook in die VF+, want baie van ons amptdraers is ook boere. Het ek besef waarheen hierdie hele back and closure storie gaan en het ek 'n verklaring uitgereik en ook aan die Raad van Provinsies se voorsitter skrywe gerig en gesê, kom ons hou 'n gesamentlike oorsig van al 9 provinsies en die nasionale vergadering oor hierdie uitrol van hierdie back and closure plan wat gaan kom, om seker te maak die uitvoerende gesag het die kapasiteit en doen dit reg, want hulle rapporteer aan die portefeuljekomitee, so dit is waaroor dit gegaan het. Is die gesag voldoende? Kan daar byvoorbeeld mense gedagvaar word om te kom deelneem aan so 'n geleentheid? Ja, 'n uitvoerende lid, 'n minister of 'n LER of enige hoof van 'n departement of 'n afdeling van 'n departement kan gesubpoena word om vir so 'n portefeuljekomitee te verskyn. In hierdie geval het ons die privaat sektor ook as belanghebbendes of rolspelers betrek. Daar was verteenwoordigers van weestelers, genootskappe, van landbouunies, Karrenbeef, slagpale was daar, letterlik alle belanghebbendes het kom verduidelik oor hoe hulle geraak word deur hierdie hele back and closure situasie. Die 9 provinsies of 8 van hulle wat wel bygewoon het, dan verduidelik hoe hulle dit ervaar in hulle provinsies en die uitdagings wat hulle nou onder verskeie provinsies mee sit. So die Nasionale Raad van Provinsies het dan kennis geneem van wat in die provinsies aangaan en ons het dan uiteindelik besluit, ons het 'n hele paar besluite geneem waaroor die departement moet kom terugvoer gee. Om byvoorbeeld, as ek een voorbeeld kan noem, daar is nie genoeg veeartse, staatsveeartse, om die totale nasionale kudde in te ent nie. Indien hierdie staatsveeartse elke dag van die jaar sou probeer om hierdie nasionale kudde in te ent, sou dit letterlik beteken elkeen van hulle moet 'n paar duisend per dag hanteer, wat nie moontlik is nie. Hoe betrek 'n mens die privaat sektor? Met ander woorde, moet nie vir ons 'n plan gee wat nie uitvoerbaar is nie. Kom terug, pas jou planne aan en kom sê vir ons hoe jy dit gaan uitvoer. En ons koppel dan ook 'n teikendatum vir terugvoer daaraan. Jaco, weer weg van back and closure, terug by die politieke oorsigrol. November is om die draai, plaaslike regeringsverkiesings word dan waarskynlik verwag. Kan hierdie oorsigrol ook deurgetrek word na plaaslike vlak toe?
Ja, absoluut Jaco, ons het regdeur Suid-Afrika, maar ook dan in Gauteng spesifiek, het ons raadslede gehad wat op verskeie portefeuljekomitees as voorsitters opgetree het. Byvoorbeeld in die Tshwane Metro in Johannesburg, in die Ekurhuleni raad en ook in Mogale City en talle ander. So hierdie oorsigrol kan deurgetrek word en kiesers moet nie die waarde daarvan onderskat nie. Dis 'n kontrole en die VF+ is trots deel daarvan om hierdie oorsigrol te speel en uiteindelik verantwoordbaarheid tafel toe te bring. Baie dankie aan Jaco Mulder, leier van die VF+ in Gauteng. Hy is ook die voorsitter van die portefeulje komitee vir die omgewing, landbou en landelike ontwikkeling in Gauteng. Van my, die ander Jaco, tot 'n volgende keer, DV, wederom.